Die afgelope 3 Sondae het ons na die saligsprekinge in Matteus 5 gekyk. En ons het redelik breedvoerig na die agtergrond en die wese van die saligsprekinge gekyk. En verlede week het ons na die eerste saligspreking in Matteus 5 vers 3 gekyk, nadat ons dan van tevore na die agtergrond en die belangrikheid van die verstaan van waar dit vandaan kom gekyk. En een waarna ons verlede week gekyk het, Matteus 5 vers 3, soos hy ook op die bulletin dan is, Matteus 5 vers 3, salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Nou in die inleiding tot die saligsprekinge het ek beklemtoon dat hierdie lering van Jesus, wat deel is van die groter bergrede in Matteus 5 tot 7, van sy mees uitsonderlike lering is wat hy ooit gegee het. Dit was op 'n baie spesifieke manier gebring, in baie spesifieke omstandighede gedoen. Want dit was in die eerste plek gerig aan sy disippels, die wat hom volg, en dan die groot skare wat meegeluister het of ingeluister het. En ek het verskeie kere beklemtoon dat hierdie beginsels wat ons hier aantref, daardie stukkies soos dit daar op die bulletin verskyn, dat dit dan waarlik koninkryksbeginsels is. Dit wil sê beginsels van God se koninkryk. Beginsels waarna die gelowige moet strewe om sy deel wees aan die koninkryk te verstaan en uit te lewe. En ek het ook beklemtoon dat hierdie saligsprekinge die manifest van Jesus Christus is, bedoelende daarmee dat hy hiermee sê, kyk, hier is ons. Ons is die kerk van Jesus Christus. Hy het dit nie so gestel, maar hy het gesê, hier is ons as geloofsgemeenskap by mekaar. Dit is wat ons is, en dit is wat ons behoort te doen. Soos 'n manifest van enige instansie in die wêreld ook is. Maar hier het Jesus sy manifest gegee. Die manifest van die instansie waarvan hy die hoof is. Die koninkryk waarin hy die koning is. En wat hy hier sê, wat hy hiermee gesê het is, so moet julle dan wees. En uit julle wees wat julle dan word, julle wees wat julle is, sal julle doen, julle dade vloei. Met ander woorde, in die eerste plek moet ons verstaan, en dit is die beginsel, een van die belangrike beginsels van God se koninkryk, dat dit wat ons is, werk uit in ons dade. Daarom het Jesus gesê, aan die boom sal jy sy vrug, aan die vrugte sal jy die boom ken. Met ander woorde, 'n boom, en hy het die vergelyking gemaak, 'n wilde boom kan nie vrugte dra nie. Maar 'n vrugteboom dra vrugte en moet goeie vrugte nog wees ook. Met ander woorde, as gelowiges het ons die onus, die verpligtinge op ons om te lewe soos wat Jesus vir ons in hierdie woord sê. Dit is die onus wat op ons rus. Ons moet doen om te wys wat ons is. En as ons dit nie doen nie, dan is daar rede tot kommer. Nou, in nabetragting van die boodskap het ek besef dat daar een aspek is, en dit is by vandag se boodskap ook uitgekom, dat daar een aspek is wat ek nie genoeg beklemtoon het in die agtergrond tot die saligsprekinge nie. En dit is waarby ek vanoggend graag wil uitkom, eerstens. En as daar tyd is, dan ook nog by die by die tweede saligspreking. So ons sal maar kyk hoe die tyd loop. En ek het dit nie genoeg beklemtoon hierdie aspek nie. En dit is dan ook wat ek die groter prentjie wil doen. En julle weet, dis wat ek voortdurend beklemtoon. Ons moet die groter prentjie van God se woord verstaan.
Ons kan nie na 'n versie kyk en ons daarteen vasstaar asof dit die enigste waarheid is. Dis 'n deel van 'n groter waarheid. En ek wil vandag weer hierdie een aspek van die groter waarheid beklemtoon. Nou julle ken die spreekwoord dat as ons na hierdie net na enkele verse of hoofstukke of dele kyk, of selfs boeke kyk, maar ons kyk nie, ons plaas dit nie binne die konteks van die groter woord nie, dan is dit soos iemand wat 'n boom sien, maar nie die bos nie. So ons moet wegbeweeg daarvan om net na die boom te kyk. En ons moet na die bos kyk. Ons moet die groter prentjie van God se genade sien wat na ons toe kom. En daarom wil ek vandag vir julle 'n vraag vra. Dis waarmee ek wil begin. Wat verstaan elkeen van julle? Miskien gaan ek julle gou vra ook sonder. Wat verstaan elkeen van julle met die begrip die koninkryk van God? Wat verstaan jy as ek vir jou of iemand by jou sou kom en sê, wat is die koninkryk van God? Julle praat daarvan, maar wat is dit? Nou gee ek nou vir jou kans om dit gou 'n bietjie te formuleer. Wat is die koninkryk van God? Voordat ek jou vra. Wat is die koninkryk van God? Ons hoor dit dikwels in preke, ons sing daaroor, ons hoor dit in Bybelstudies, oral waar die kerk van Jesus Christus by mekaar kom, word die koninkryk van God genoem. Maar as jy iemand sou vra wat dit regtig beteken, is die antwoorde maar skraal heel dikwels. En dan hoor jy dinge soos, dis waarheen ons gaan wanneer ons sterf. Nou, vergelyk nou maar jou antwoord met die wat ek nou noem. Dis waarheen ons gaan as ons sterf. O, dis die kerk. Of, dis God in jou hart. Of, dis iets wat in die toekoms vir ons wag. Of, dis maar net 'n ander woord vir redding. Nou, julle kan julle eie variasies byvoeg. Maar hierdie is maar die algemene antwoorde. En elkeen van hierdie waarhede is 'n stukkie waarheid. Is net 'n stukkie van die waarheid. Maar dit is nie wat die Bybel se volle lering vir ons bring nie. Die groter prentjie van die Bybel openbaar aan ons die volgende. In die eerste plek moet ons weet, en as ons besef wat die omvang daarvan is, dan sal ons waarlik onder die besef daarvan kom. Dit is nie 'n onbelangrike konsep nie. Dit is nie iets wat ons maar net moet laat goed ons neem kennis daarvan. Nee. Dit is, luister mooi wat ek sê, dit is die groot verhaal. Dit is die fundament van die hele Bybel. Die koninkryk van God as begrip word in 57 van die 66 boeke van die Bybel spesifiek genoem en dan ook nog meer keer by implikasie. En daar is 3600 direkte of indirekte verwysings na die koninkryk van God. Die begrip koning, soos hy daar staan koning, kom 2500 keer in die Bybel voor. Koninkryk kom meer as 350 keer voor. Heerskappy en troon verskyn deurgangs as deel van God se beeld as koning, as regerder. Nou, as ons net daarna kyk, dan dink ek moet ons begin verstaan, dis 'n baie belangrike ding wat hier na ons toe kom. As ons byvoorbeeld dan kyk na Christus se titels as koning wat alleenlik in die Nuwe Testament voorkom. Hy word genoem koning van Israel, koning van die Jode, koning van konings, koning van die eeue, onsterflik, onsigbaar, koning van die nasies. Dis alles benaminge vir Jesus as koning wat in die Nuwe Testament inkom.
En dan moet ons ook besef dat God se koningskap word deur die hele Bybelse verhaal baie duidelik gestel of geïmpliseer. Met ander woorde, ons moet tot die besef kom dat God is koning van die ewigheid. En daarom moet ons dan verstaan, hy is koning reeds voor Genesis 1 en na Openbaring 22. God is vir ewig koning oor sy hele skepping. Die Bybelse boodskap is konstant. God is koning van die skepping. Hy is koning van die geskiedenis. Hy is koning van verlossing, koning van die aarde, koning van die hemel. Ons moet dus verstaan, dit is die boodskap van die Bybel. God is koning. Die koninkryk van God is die samebindende tema van die hele skrif. En die koninkryk van God was, is en sal vir ewig wees. Soos ek reeds gesê, van voor Genesis en tot na Openbaring. En nou gaan ek vir julle net kortliks dit in terme van die koninkryk beskryf, die hele Bybel. Vanaf die eerste bladsy van Genesis word God geopenbaar as skepper, maar ook koning. Hy skep 'n wêreld wat goed is, wat ordelik is, vol harmonie is, goed is soos hy dit self beskryf, 'n wêreld onder sy heerskappy. Hy regeer as koning. Maar dan word hierdie wêreld binnengedring deur die bose. En dan sien ons dat Genesis 3 is nie net die verhaal van die sonde en die sondeval nie. Dit is die verhaal van rebellie teen die koning. Dit is die verhaal van rebellie teen die koning. En tog in daardie oomblik van opstand kom God en hy beloof verlossing. En hy gee in Genesis 3 vers 15 die eerste evangelie. Die heel eerste evangelie, daar, Genesis 3 vers 15, daar die deel wat julle nou reeds baie goed ken. En hy gee die belofte van die saad wat die slang se kop sal vermorsel, van die koning wat gaan kom om te heers. En van daardie oomblik af word die geskiedenis van die mensdom verweef met God se verlossingsplan. Van daardie oomblik af. Daai Genesis 3 vers 15 oomblik word dit verweef met die koning se verlossingsplan vir sy koninkryk. Psalm 103 vers 19 is 'n beskrywing van juist dit. Die Here het sy troon in die hemel gevestig en sy koningskap heers oor alles. En dit is wat God aangekom het, om sy heerskappy te bevestig, ook oor die bose. Hy skep, hy beveel, hy seën, hy regeer. Hy regeer. En dan loop hierdie beloofde koninkryk, word soos 'n goue draad deur die hele Ou Testament verweef. God roep vir hom 'n mensdom bymekaar wat sy volk gaan wees, die koningsvolk. Hy roep Abraham. En in Genesis 12 stap God die heidense wêreld binne en roep 'n man wat hy nie gesoek het nie. En hy sê vir hom, dis nou Abraham, en hy sê vir hom, ek sal jou 'n groot nasie maak. En in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. Genesis 12 vers 2 en 3. En dan begin hy met sy herstel hierso. 'n volk, 'n land, die seëning wat deur hulle veronderstel is om te vloei na die res van die wêreld. In Genesis 15 bevestig God sy verbond met die bloed. In Genesis 17 gee hy die teken van die verbond. En die boodskap is duidelik. Hy bou 'n volk vir homself, 'n koninkryksvolk oor wie hy gaan regeer. En deur wie hy gaan regeer, na al die volke van die wêreld. En hy beloof 'n koning uit die huis van Dawid. 'n
koning uit die huis van Dawid, wat uiteindelik op die troon sal sit van die koninkryk. Dit is dan 'n heenwysing na Jesus. 2 Samuel 7, maak hy die groot verbond met Dawid. Ek sal jou huis bevestig en jou troon vir ewig in stand hou. Jou troon, koningstaal, koninkrykstaal, reeds daar, en dit staan so duidelik daar. So hier word die koninkryk sy lyn baie duidelik. 'n ewige koning, 'n ewige troon, 'n ewige volk. Dan as ons na die psalms kyk, hoe die psalms juis op dit besing, Psalm 2 en 72, 90, allemaal bevestig, die Messias wat kom, gaan regeer. Die Messias en regering word altyd verbind, gaan regeer. Jy regeer as koning, met geregtigheid, vrede, wysheid en mag. Dit is wat God wou gehad het, wat Israel moes wees, deur wie hy sou regeer. Daniël 2, vers 44 sê dan vir ons, nee, ekskuus voor ek net eers hierdie opmerking. Die profete wat almal in die Ou Testament is, roep voortdurend uit na die dag wanneer God weer openlik sal regeer. Dit is nou ook in besonder dan na die ballingskap van Israel. Maar dan kom die belofte telke kere. Die God van die hemel sal 'n koninkryk oprig wat vir ewig nie vernietig sal word nie. Daniël 2, vers 44. En dan in Daniël 7, vers 14. Aan hom is die heerskappy gegee. Sy koninkryk is 'n ewige koninkryk. Sagaria 14, vers 9. Die Here sal koning wees oor die hele aarde. Daardie boodskap is konstant daar. Jesus Christus is die koning wat beloof is. Maar die profete se boodskap was oor en oor, die koning kom, die koninkryk kom, die wêreld sal weer onder God se heerskappy staan. Dit is die belofte wat dwars deur die woord na ons toe kom. En dan kyk ons ook na die feit dat nie net hierdie profete wat ek gaan noem het nie, maar hoe die profesie voortdurend na die Messias wys, wat vir die volk 'n nuwe hart, 'n nuwe verbond, 'n nuwe koning, 'n nuwe wêreld gaan gee. En dan kom ons by die Nuwe Testament, daar in die Evangelie van Markus, word die begin van Jesus se bediening, sy heel eerste woorde, word in Markus 1 vers 14 beskryf, en ons lees uit Markus 1 vers 14 en 15, en nadat Johannes oorgelewer was, dit was nou Johannes die Doper, het Jesus in Galilea gekom en die evangelie van die koninkryk van God verkondig. Hoor julle wat ek sê? Wat het hy verkondig? Die evangelie van die koninkryk van God. En hy het gesê, die tyd is vervul en die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie. So verstaan julle, die evangelie en die koninkryk is voortdurend aan mekaar gekoppel. En daarom moet ons die hele evangelie sien as juis die boodskap van die koninkryk. Maar nou bevind die Nuwe Testamentiese gelowige hom in hierdie besondere situasie. En dit is die reeds en die nog nie. Ons bevind ons in die reeds, maar ons bevind ons ook in die nog nie. In die opsig dat die koninkryk het nog nie gekom as sigbare wêreldorde nie. Dit is nog nie die werklikheid hier vir ons op aarde nie. Dit is nie 'n sigbare wêreldorde, die ware wêreldorde wat sal kom nie. Dit het in Jesus gekom, in die geestelike sin, wat deurwerk na die wat syne is. Dit wil sê die wat hom as die verlosser, die Messias aanvaar, omdat God dan, nadat die Jode hom gekruisig het, het hy die evangelie vir almal, vir al die volke oopgemaak. En die wat na hom toe kom, kom daar na hom toe, as koning reeds in hulle lewens. In daardie opsig is ons dus wel deel van die koninkryk, maar het is nog nie die koninkryk van God, wat sal kom, soos wat dit in Openbaring beskryf word nie. So ons is nog nie daar nie. Die volle sigbare koninkryk kom eers wanneer Christus weer verskyn,
soos dit voorspel word in verskillende skrifte, skrifdele, en dan in die besonder ook in Openbaring. Ons sê, wanneer hy dan kom met die wegraping en alles wat daarna volg. Ons is nog nie daar nie, ons wag vir daardie gebeure. Maar ons is reeds in sy koninkryk, omdat dit 'n werklikheid is in die lewe van die wat deur hom gered is, die geredde, die ware geredde. Daarom lees ons in Lukas 17 vers 21, die koninkryk van God is binne in julle. Die koninkryk van God is binne in julle. Kolossense 1 vers 13, hy het ons oorgebring in die koninkryk van die seun van sy liefde. Dis wat God gedoen het. So sy heerskappy is reeds in werking in die lewens van hulle wat syne is. Hy regeer oor die aarde, hy is nog steeds soewerein God, maar hy regeer nog nie in die lewe van hulle wat hom nog nie aangeneem het nie. Maar sy mense, die wat gelowig is, wat gered is, lewe reeds onder sy regering. En dit is die groot verskil. Hulle lewe reeds onder sy regering. En dit is die groot boodskap, geliefdes, en dis wat ek voortdurend probeer beklemtoon, dat as ons gered is, dan moet ons lewe soos kinders van die koning. Ons moet wys wie ons is. Daarom is heiligmaking is 'n absolute vaste sekerheid wat in ons lewens moet wees. Hoe kan ek dit sterker beklemtoon? Niemand het 'n opsie om heilig te lewe nie. Maar nou kom ons dan juis by dit waar hierdie saligsprekinge ons bring. Want op die oomblik is dit nie maklik nie, maar kyk mens na die lewe van gelowiges en jy sien hulle lewe op 'n ander manier as wat die wêreld leef. Hulle tree anders op. Maar wat Jesus hier met die saligsprekinge doen, die manifestasies van sy koninkryk, sê as burgers van my koninkryk, is dit hoe julle moet wees. Die doen word in die res van die Nuwe Testament gegee. Maar hoe julle moet wees in julle innerlike, in julle diepte, in julle diepste, dit is, geliefdes, wat ons moet wees. En dit is hierdie saligsprekinge wat Jesus vir ons gee. Hier is dus die ware manifestasie, die manifest van God se koninkryk, waarvan Jesus koning is. En die manifest moet gemanifesteer word, uitgeleef word in die dade wat ons doen. So die dade wat ons doen is nie die manifest nie. Die manifest is hoe ons verstaan wie ons moet wees in Jesus Christus. Hoe ons moet wees, wat ons gesindheid teenoor hom moet wees. Dit gaan hoofsaaklik oor ons gesindheid teenoor God en Jesus Christus en die Heilige Gees en sy woord en sy kerk. Omdat dit sy wese vorm, want dit is sy liggaam, is ons dan, wat hy vir ons hier in die saligsprekinge sê, dit is wat ons is, wat ons moet wees, sodat ons kan doen wat ons moet doen. So as dit in die eerste plek, as ons nie is wat ons moet wees nie, kan ons nie doen wat ons moet doen nie. En daarom lyk die kerk heel dikwels glad nie, anders as die wêreld nie. Want die kerk is in soveel gevalle in sy wese nog nie wat hy moet wees nie, want hy verstaan nie hierdie saligsprekinge as die manifest van God se koninkryk in ons lewens nie. Verstaan nie dat dit is juist dit wat ons intense, diepste verhouding met God beskryf nie. So geliefdes, wat ons dus sien, is die koninkryk is vir die gelowiges wat tans hier op aarde is
nie net 'n toekomstige werklikheid nie. Dit is nie wat gaan waar wees die dag wanneer ons sterf nie, of wanneer Jesus weer kom nie. Dit is ons huidige identiteit. Dit is ons huidige identiteit. Dit is wie ons is. Soos Paulus gesê het, hy het ons oorgebring in die koninkryk van sy seun, van sy liefde. Nie eendag nie, maar nou. Efesiërs 2:19. Ons is nie vreemdelinge in die koninkryk nie, maar medeburgers van al die heiliges, al die gereddes. Medeburgers. En daarom het die medeburgers in ons lewe 'n besondere plek en lewe ons in besondere genade en liefde en barmhartigheid en al daardie dinge tot ons medeburgers, hulle wat saam met ons in die koninkryk van God is. Want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons verlosser verwag, ons koning verwag. Filippense 3:20. So ons is reeds burgers, maar ons wag op die volle openbaarmaking van ons burgerskap, wanneer ons koning kom. Wanneer ons koning kom. Hebreërs 12:28 sê, ons ontvang dan, wanneer ons koning kom, ontvang ons 'n onwankelbare koninkryk. En Openbaring 1:6 sê, hy het ons 'n koninkryk gemaak. Alreeds daar sê wat die geval gaan wees van hoe ons gaan wees. So dit beteken, ons leef nou reeds onder die heerskappy van Christus. Ag, ek wil hê julle moet nou net 'n oombliekie regtig stil sit en daaroor dink. Ons leef nou reeds onder die heerskappy van ons koning, Jesus Christus. Ons dra nou reeds die identiteit as sy volk, burgers van sy koninkryk, sy volk. En ons gehoorsaam nou reeds die grondwet van die koninkryk, nou reeds. En ons wag dus nie om eendag burgers te wees nie, want ons is dit reeds. So, sien julle, ek sê op verskillende maniere dieselfde ding, ons leef nou reeds onder die heerskappy van Christus. Dis nie vir iets in die toekoms waarvoor ons moet voorberei nie, ons moet dit nou leef, want die werklikheid is reeds in ons lewe nou. En dan moet ons dan verstaan, om terug te kom na die lering, dat dit is die konteks van die saligsprekinge, waarin Jesus gesê het, omdat julle myne is, lewe julle so. En omdat julle so lewe dan, wag daar besondere groot seën vir julle. Ek wil hê dat elkeen moet sy hart baie mooi ondersoek en net sê, Here, dit is hoe ons wil wees. Ek wil 'n burger wees en ek wil dit wees en ek wil so lewe. Maar as daar nou rebellie in jou hart is, dan wil ek vir jou sê, asseblief, soek die koninkryk terwyl hy nog te vinde is. Soek die koninkryk terwyl dit nog te vinde is. Elke Bybelboek, elke vers moet in die lig van God se koninkryk verstaan word. En so ook die saligsprekinge. Met ander woorde, Ou Testament wys vorentoe na die koning wat kom. Die Nuwe Testament sê, die koning het gekom. En dan, as gevolg van die feit dat hy verwerp word deur sy volk, kom daar die tussentydse dispensasie waarin ons nou lewe, van Jesus wat nog gaan kom, om terug te kom om in absolute heerskappy hier te regeer. Maar ons dan wat reeds syne is, ons het daardie uitsonderlike voorreg om nou reeds deel van sy koninkryk te wees.
Liefdes, dis 'n uitsonderlike voorreg om reeds deel van God se koninkryk te wees, wanneer jy deel is van die wat deur hom gered is, en wanneer jy deel is van sy kerk hier op aarde. En dan is dit in jou hart, in die hart van die gelowige, om die manifest van die koninkryk te gehoorsaam en uit te lewe, te wees wat ons moet wees, en jouself op die altaar te plaas, al hierdie verskillende goed wat ons kan sê, om jouself te kruisig, om jouself op die altaar te plaas, om jouself absoluut te verneder, maak nie saak hoe jy dit wil sê nie, maar dat jy bereid sal wees om te sê, in hierdie koninkryk, en terwille van die koninkryk, is ek bereid om alles te gee, en ag ek my nie, verhef ek my op geen manier, bo enige iemand anders nie, want ek het die voorreg om 'n koninkrykskind te wees, en ek wil dit uitleef, ek wil dit wys, ek moet dit wys, ek wil dit wys, want dis die verskil, tussen moed en wil, dit word die wil, die begeerte van die gelowige, om dit werklik te wys. Dan word hier in hierdie saligsprekinge, sê Christus dan vir ons, so lyk die gesindheid van iemand wat aan my behoort. So is die mens wat aan my behoort. Dit is hoe hy is, in sy wese. In sy wese. Hoe is hy? Kom ons kyk. Hy is arm van gees. Hy het berou of hy treur oor die sonde en die dinge wat daarmee verband hou. Hy is sagmoedig. Hy het 'n honger en 'n dors na geregtigheid. Hy is barmhartig. Hy is rein van hart. Hy is 'n vredemaker. Hy word vervolg terwille van die geregtigheid, omdat hy vir die geregtigheid staan. En dit is wat hy dan ondervind, dat hy vervolg word. Dit is hulle wat Jesus sê, wat die burgers van sy koninkryk is. Vir die wêreld is dit nie iets wat hulle wil hê nie. Dis nie iets wat die wêreld begeer nie. Glad nie. Glad nie. So hier sê Christus, so lyk die wat myne is. Hy sê nie, doen dit nie, want as dit net doen dit is dit oppervlakkig. Maar as hy sê, wees dit, dan kom die doen uit 'n suiwer hart, 'n gewillige hart, 'n hart wat wil. En dis wat hy wil hê. So is belangrik dat ons dit reg moet hoor. Die saligsprekinge wat hier gegee word deur Christus, ons koning, is nie 'n beskrywing van hoe ons eendag in die hemel gaan wees nie. Dis nie die ideaal van 'n paar uitgesoekte elite mense nie. Dis nie 'n lys van dinge van mense wat alles op lyste plaas en dit op hulle yskas gesit en sê, dis nou hoe ek hierdie week gaan wees. En verstaan julle, dis nie daai soort lys nie. Daai lyste is goed en reg, maar hierdie is 'n lys wat aan die binnekant is. En daar is nie een wat belangriker is as die ander nie, want ons moet almal te gelykertyd wees. Daarom kan programme dit nie beheer of hanteer of jou werklik daarin onderrig, want dit gaan oor wie jy ten diepste is. En let wel, Jesus gebruik die deurgaans hierso, die woord in die teenwoordige tyd. Salig is. Nie salig gaan wees nie, salig is. Dis reeds nou vir hierdie tyd, vir hierdie wêreld bedoel. Nie vir eendag, nie vir nou. Dis die huidige gesindheid van elke ware gelowige. Dis die lewenshouding van die mense wat reeds onder die koning leef.
Die karakter wat Christus nou reeds in ons vorm deur sy woord en sy gees. Dit is die identiteit van die burgers van die koninkryk, nie eendag nie, maar nou hier elke dag. En dan moet ons onthou, Jesus was vir ons die voorbeeld in elkeen van hierdie opsigte. Elkeen van hierdie saligsprekinge was hy self vir ons die voorbeeld. Was hy self vir ons die voorbeeld. En as ons dan nou na die tweede saligspreking kyk, dan staan daar in Matteus 5 vers 4, salig is die wat treur, of ons kan ook sê berou het, berouvol is, want hulle sal vertroos word. Nou die woord wat Jesus hier vertreur of berou of berouvol gebruik is die woord pentantus, Griekse woord pentantus, is die woord daarvoor, vir berou of treur. En dit is die woord wat ware berou, werklike ware rou, ware droefheid, ware geskeurdheid oor 'n geliefde, gebrokenheid, die diep hartverskeurende smart wat trane bring. Dis waarna hy verwys. Een van ons Afrikaanse digters het dit beskryf as soos die liefde van 'n jong meisie en haar liefde verlaat, daardie hartverskeurende liefde. Maar dit gaan nog oor meer as dit. Maar dit gaan nie hier oor 'n liefde vir 'n mens nie, maar dit gaan oor die liefde van God en die liefde vir God. Dit is waaroor die mense wat rou of treur of berouvol is, berou het. Is nie oppervlakkig nie, is diep geestelike smart wat uit 'n gebroke hart vloei, 'n hart wat reeds arm van gees is. Maar wat daardie arm van gees het hom voorberei, het die berei die gelowige voor vir die gebrokenheid wat moet kom. Die arm van gees vloei uit in gebrokenheid. Gebrokenheid oor die dinge waaroor hy gebroken moet wees. Nou, daar is baie dinge in die wêreld waaroor mense kan treur en waaroor mense gebroken moet wees of kan wees. Maar ek wil terwille van duidelikheid wil ek eerstens kyk na valse dinge waaroor mense berou het. Valse dinge waaroor mense berou het. Ons noem dit 'n wêreldse hartseer. 'n wêreldse hartseer. En Paulus sê van wêreldse hartseer in 2 Korintiërs 7 vers 10 sê hy, die droefheid van die wêreld bring die dood. Hoe sê as jy oor wêreldse dinge bedroef is, hartseer is, dan moet jy net weet, dit lei maar alles na die dood. Daar's niks daarin wat vir jou enigstens van waarde is nie. Is hartseer sonder hoop, hartseer sonder God, hartseer sonder bekering. Is die trane van iemand wat sy skuldig voel met ander woorde, maar nogtans nie om na God keer nie. Begin julle idee kry waaroor is God hartseer? Waaroor is Jesus hartseer? Oor die wêreld wat nie hulle sonde besef nie. Judas, goeie voorbeeld, tragiese voorbeeld. Hy het selfs gehuil, geween. Hy het sy skuld erken. Hy het selfs sy geld gaan teruggee. Maar hy het nooit na God teruggekeer nie. So dit het net mooi niks beteken nie. Dit was wêreldse droefheid. Berou, maar geen bekering nie. Hartseer, maar dit het hom net in die duisternis ingeneem. So die eerste plek wêreldse hartseer, die tweede plek hartseer oor die gevolge van wat jy doen, maar nie oor jou sonde nie. Hartseer oor die gevolge, maar nie oor jou sonde nie.
Dis trane van iemand wat uitgevang is. Dis nie iemand wat gebroken is nie. Die eerste saligspreking is nie by hom nie, hy is nie armoedig van gees nie, hy het nooit daarby gekom nie. Maar hy is uitgevang. Kain is 'n goeie voorbeeld, wat ontsteld was oor sy straf. Ontsteld oor sy straf, maar nie oor sy sonde nie. Kan julle daai verskil verstaan? Ontsteld oor die straf, maar nie oor die sonde nie. Hy was nooit waar Dawid was, en soos hy in Psalm 51 dit beskryf het, teen U alleen het ek gesondig nie. Dit is die bedroefdheid van die man wat na God se hart is, wanneer besef, dat wanneer ek sondig ek nie teenoor die mens hier, of waar ook al nie, ek sondig in die eerste plek teen God. Geliefdes, dit is so ingrypend, maar dit is God se waarheid. Maar kan geveinsde hartseer wees, is die derde groep, geveinsde hartseer. Fariseërs wat met lang gesigte rondgeloop het, om mense te beïndruk oor hoe hulle nou eintlik hier op aarde so verhewe is, en so die dinge van die aarde raak sien, asof hulle daaroor beheer het, en daaroor hartseer is, en dan die mense voortdurend aangespreek het. Maar soos Matteus 6 vers 16 het baie duidelik gestel, Jesus, dis geveinsdheid daar het. Dit beteken niks. Binne in hulle was daar geen gebrokenheid, geen sondebesef, geen heilige smart nie. Geen heilige smart nie. En dit was hartseer as 'n goeie vertoning. Dit was nooit hartseer as aanbidding nie. Dan kom ons in die vierde groep, so algemene menslike hartseers. Alle mense treur oor dinge, verlies, pyn, die dood, ja. Maar die treur waarvan Jesus praat is anders. Dit is geestelik. Het kom net uit 'n hart wat reeds arm van gees is. Kom net uit 'n hart wat arm van gees is. En die ongeredde mens kan dit nie ervaar nie, want dit is die werk van die Gees in die lewe van die een wat gered word. Die Heilige Gees wat hom tot by daardie punt bring, wat hy die woord van die Here gebruik het om die persoon tot 'n sondebesef te laat kom. Dit is die werk van die Gees en die Gees alleen. Daarom is dit vir elkeen goed as ons in situasies bevind, dat ons onsself moet ondersoek en ons moet vra, is my hart seer oor die sonde of oor die gevolge? Is my hart seer, my trane voor God of net voor mense? Is dit waarlik die berou van 'n gebroke hart of dalk die treur van 'n gekrenkte ego? En geliefdes, laat ons nie tevrede wees met enige valsheid as dit hierby kom nie. As dit kom by trane uit die oë, maar nie trane uit die hart nie. Laat ons nie daarmee tevrede wees nie. Dit was in die algemeen so oor berou. Grootliks oor berou wat nie werklik geseënd is, nie die geseëndheid is waarvan Jesus gepraat het. Nou kom ons by berou wat geseënd is. Watter berou, hartseer, berouvolheid is geseënd. Die berou wat Jesus salig verklaar, vloei, ek reeds gesê het, uit die armte van gees, uit die armoede van gees. Nie natuurlike hartseer, die geestelike hartseer. 'n werk van die Heilige Gees in die hart van die geredde sondaar. En daar is 3 elemente waarvan ons moet kennis neem. In die eerste plek begin dit by goddelike smart oor ons eie sonde. Goddelike smart oor ons eie sonde.
goddelike smart oor ons eie sonde. Goddelike smart oor ons eie sonde. En dit is waar die Christelike lewe begin. Dit is waar die Christelike lewe begin. En dit gaan nooit weg nie. Die gelowige hou nooit op om oor sy sonde hartseer te wees nie. Die hartseer wat in die eerste plek daar is, omdat ook ons sonde na Christus se kruisiging gelei het. En soos ek al telke kere gesê het, ons was daar rondom die kruis, ons was daar, geliefdes. Ons was daar, ons sonde was daar. Ons sonde het ook tot sy kruisiging gelei. So ons het goddelike smart oor ons eie sonde in die eerste plek, omdat dit tot die kruisiging gelei het. Ons sien ook die afskuwelikheid van die sonde, want ons word ingelig deur die woord van God. En God se Gees lei ons om die afskuwelikheid van die sonde te sien en te besef. En dan word die hart gebreek, 'n gebroke hart wat besef, my sonde is gruwelik in God se oë. My sonde is gruwelik in God se oë. En daardie gebroke hart vlug na Christus, want net hy kan die skuld wegwas en die mag van die sonde breek. Dit is voorbeelde, die hartseer van die sondares in Lukas 7, die hartseer van die tollenaar in Lukas 18, die hartseer van die verlore seun in Lukas 15, die hartseer van Petrus, Matteus 26, en so kan ons aangaan en hulle almal identifiseer van mense wat besef het wie hulle werklik bedroef. En dan sal ons begin besef dat hierdie hartseer, daardie gebrokenheid wat die Here vir ons gee, is 'n deel, nee, is nie 'n deel nie, is die begin, die basis van heiligmaking. Want as daar nie die hartseer is nie, gaan daar nie heiligmaking plaasvind nie. Dan gaan ons maar net aan. Want onthou hierdie vorm van berou wat hy hier gebruik het, om berou te hê was in die aanhoudende tydsvorm, om dit is nou en dit hou aan. Die Christen bly treur, tot en met die dag van sy heengaan, of die dag van sy hemelvaart. Want die stryd teen die sonde eindig nooit hier in hierdie lewe nie. Want dit is dan ook die feit, die werklikheid, dat hoe nader 'n mens aan God leef, hoe skerper, hoe intenser, hoe meer sien jy jou eie sonde. Jy kom nader aan die lig, en jy moet dit sien. Jy moet dit sien. Jy kom nader aan die lig. Jy moet dit sien. En hoe meer ons dan God se heiligheid leer ken, hoe meer treur jy oor dit wat hom bedroef. Is daar die innerlike oorlog soos Paulus in Romeine 7 vir ons so duidelik uitstippel, was so goed beskryf dat selfs hy daar die wonderlike geloofsheld Paulus, selfs hy het 'n stryd gehad. En hy so duidelik in Romeine 7 beskryf. Gaan lees dit gerus. Maar hy sê, wat ek haat, die sonde, dit doen ek. En as verwys hy na homself en hy sê, o elendige mens wat ek is. Die gelowige treur omdat hy weet, sonde is dan juis die teenoorgestelde van liefde vir Christus. Hy besef, sonde bedroef die Heilige Gees. En dan wil ek net daar sê, dan moet ons ook besef dat daar is geleenthede, ons kan nog daaroor eendag ook by uitkom. Daar is geleenthede waar die Heilige Gees hom as 'n ware onttrek van ons. Nie werklik nie, maar ons beleef nie meer sy
teenwoordigheid in ons lewens nie. En dis dan wanneer ons dan absoluut in desperaatheid verval, in depressie verval, in gedragspatrone verval wat ons nie wil hê nie, wat ons soos Paulus sê, ek haat dit wat ek doen, ek is 'n ellendige mens. Maar God het voorsiening vir ons gemaak en daar is 'n kuur daarvoor, daar is 'n geneesmiddel daarvoor en dit is soos 1 Petrus 1 vers 9 dit beskryf, dat ons na hom toe gaan in berou oor ons sondes en ons ontvang vergifnis. Ons ontvang daar en dan vergifnis en dan moet dit die werklikheid van ons wandel dan wees, daardie vergifnis wat ons ontvang. En die Here het ook vir ons 'n gewete gegee, 'n gewete wat ons of aanmoedig of aanspreek. En ons moet daarna luister. Dink byvoorbeeld Dawid wat beskryf het hoe sy gebeente oud geword het, toe hy sy sonde probeer wegsteek het. Maar toe hy bely het God vergewe en het hy geweet, soos hy dit stel in Psalm 51, 'n gebroke en verslae hart sal u nie verag nie. Die Here het hom herstel. Daar is herstel as ons sondes bely. En ons moet daardie nie net bely nie, maar ons moet ook ontvang. Die 1 Johannes 1 vers 9 is 'n dubbele proses. Die belydenis van jou sonde en die ontvang van vergifnis. Dit staan so spesifiek daar. Jy ontvang vergifnis. Want hy sê, God is genadig en hy gee vir jou vergifnis. En jy moet dit ontvang. Dus die eerste was dus goddelike smart oor ons eie sonde. Die tweede is berou, droefheid oor die sondes van ander. As gelowige geliefdes, het ons die hart van Christus. En wat ek daarmee bedoel is, ons ween dan ook oor die sonde van ander. Ons laat dit nie maar net verbygaan nie. En as die Here die geleentheid gee, dan moet ons dit aanspreek aan ander. Maar ons moet dan ook besef, net soos wat Jesus ook verwerp is, gaan hulle ook jou verwerp, as jy dit sal doen. Maar daar gaan die kere wees dat die persoon toch gaan luister, en bekeer, en wegdraai, en regmaak. As dink aan gevalle waar gelowiges oor die sondes van ander getreur het, Jeremia 13 vers 17, waar Jeremia huil oor Juda en oor die sonde van Juda, afvalligheid. Jesegiel wat na die stad gekyk het en gesig het oor die stad, Jesegiel 9 vers 4. Jesus in Mattheus 23 wat oor Jerusalem geween het, toe hy Jerusalem ingekom het. Paulus wat treur oor die gemeente in Korinthe, 2 Korintiërs 12. So ons kan nie onaangeraak wees deur die sonde nie. Ons kan nie, ons mag nie. Ons het die hart van Jesus. Ons moet treur oor die sonde van ander. Een van die kommentators sê, hierdie is 'n hartseer oor die toestand van God se volk. Die sondes van die nasie. Die afwyking van die kerk. Dit is die treur van iemand wat die hart van Christus dra. Iemand wat die hart van Christus dra. Die derde groep is dan die gelowige wat treur onder vervolging, wanneer hy vervolg word. Hier is twee werklikhede om te treur oor die sonde, maar ook te treur onder die verdrukking. In Jesaja 61 word dit so goed beskryf. Maar wanneer ons na Lukas 4 kyk, waar Jesus in die sinagoge dan sê, van die werklikheid wat gaan kom wanneer hy kom, en die hartseer wat daar gaan wees, dan sê hy, vandag is hierdie skrif vervul, want hy het verwys na die hartseer wat in Jesaja 61 beskryf is.
Gaan lees Jesaja 61 en gaan kyk wat Jesus dan in Lukas 4 sê wanneer hy sê, vandag het hierdie skrif in Jesaja 61 en dit die waarheid geword. God wat treur oor die sonde van die mens. In die 4de plek dan, geliefdes, nee, ekskuus, ek gaan nog nie daar nie, maar ons moet dit weet as ons nou hierdie kyk na die treur wat ons in vervolging ondervind as gevolg van die feit dat ons sonde aanspreek, dan is daar die belofte aan Jesus wat baie beslis dan gee hierin Matteus 5 vers 4 wat sê, wat is die troostwoord wat saam met die gesindheid gaan? Salig is die wat treur, hulle sal vertroos word. Hulle sal vertroos word. God self sal hulle vertroos in die eerste plek. God self sal vertroos. As die troos van regverdigmaking. Wanneer iemand sy hart oor sonde breek en na Christus vlug, dan word die las van die sonde opgelig. Want Jesus sê in Matteus 11 vers 28, kom na my toe en ek sal vir julle rus gee. Rus waarvan? Rus van die sonde. Maar ook rus oor die hartseer en die gevolge van die sonde. Dit is die grootste troos van die evangelie, geliefdes. Christus het my sonde weggeneem en my met God versoen. En dit is wat Jesus dan vir ons doen en wat hy vir ons sê. Daardie troos van daardie daaglikse belydenis wat vir ons gegee is, die 1 Johannes 1 vers 9 wat ek reeds genoem het. So wanneer die gelowige oor sy sonde rou en hartseer is, berou daaroor het, God is getrou en regverdig om ons te vergewe, want Jesus het reeds vir daardie sondes betaal. Dit is hoekom 1 Johannes 1 vers 9 'n werklikheid is. Daardie sonde is betaal, maar ons moet die werklikheid van ons verhouding met God reghou. En daarom is daardie sonde na bekering 'n verhoudingssonde. En wat gebroken is die verhouding wat gebreek is. En daarom is die gelowige dikwels in desperaatheid en al daardie dinge word hy, soos Paulus in Romeine 7, is hy so verwys in homself as 'n ellendige mens. As die troos van herstel ook na God se tugtiging wat heel dikwels sorg, wat heel dikwels kom, omdat ons nie berou het oor die sonde nie. Ons sê die troos van herstel, na tugtiging. Jesaja 66 vers 13 beskryf dit, soos 'n moeder haar kind troos, so sal ek julle troos. Waar God dan daar aan die einde van Jesaja sê, dit is wat vir julle wag as julle na my toe kom. Daar sal troos vir julle wees. Jy bly dus nie in 'n staat van rou en berou nie. Daar's God se troos in lyding. 2 Korintiërs 1 vers 3, die Vader van barmhartighede en die God van alle vertroosting. En in die konteks verwys hy dan spesifiek ook na die lyding van die gelowige. So God troos ons in al ons verdrukkinge, sodat ons ander kan troos met dieselfde troos. Die Vader troos, die Seun troos, die Gees troos, sy woord vertroos, en God staan langs sy kinders en in elke beproewing, en hy sê vir hulle, julle het my geseentheid, wat ek is die ene wat julle vertroos om dit te kan belewe. Verwyder die hartseer, sodat julle my voluit kan belewe. Maar is hy noodsaaklike deel daarvan. Eers die hartseer en dan die troos. In Openbaring 21 vers 4 beskryf die ewige troos van die hemel, daardie bekende ene wat so dikwels misbruik word. Openbaring 21 vers 4, God sal al die trane van hulle oë afvee. Wie sinne? Die wat syne is. Dis nie 'n generiese belofte aan almal wat lewe nie. En so dikwels hoor ons dit by begrafnisse. Maar hierdie belofte
is die belofte vir die gelowige. Die volle troos lê in die dag wanneer God alles nuut maak. Daardie dag wanneer die Lazarus van hierdie wêreld aan die tafel van die lam gaan sit, die bruilofstafel van die lam. Daardie dag wanneer die vervolgdes in wit klere rondom sy troon gaan staan. Daardie dag wanneer die hongeriges vir geregtigheid sal, dat die honger is vir geregtigheid, sal eet aan die bruilofsmaal van die lam, en hulle gaan geregtigheid ontvang as die ete wat vir hulle aangebied word. Hulle sal daarop kan lewe. En dan kom ons by die toepassing, geliefdes. Hoe tref hierdie boodskap vandag elkeen van u wat my nou hoor? Wat nie sy ore toemaak nie, wat wil hoor? Hoe tref dit julle? Is hierdie berou deel van julle lewens? Hoe kan jy dit kry as jy dit meer wil hê? Maar as jy voel, maar jy is nog nie ten volle oorgegee aan hierdie berou nie. 3 noodsaaklike toepassings. Eerstens, bestudeer God se woord. Bestudeer God se woord. God se woord sal jou lei na die berou wat jy moet hê. Jy moet die woord ken. Jy moet die woord ken. En ek is so hartseer oor iemand wat onlangs in 'n Bybelstudie gesê het oor algemene begrippe wat elke gelowige wat in die kerk sit hoort te ken. En toe sê sy, maar ons ken nie hierdie dinge nie. Hoe is dit moontlik dat mense wat in die kerk sit dit nie ken nie? Wel, as net 2 moontlikhede. Die kerk het dit nie gepreek nie, of hulle het nie geluister nie. En wat die ene is dit? Hoe is dit moontlik? Maar gaan in die eerste plek na God se woord. En hoe beter jy God leer ken, hoe meer sal jy jou sonde haat en sal jy bedroef wees oor die sonde in ander. Hoe helderder God se lig skyn, hoe duideliker sal jy jou eie donkerte sien. En hoe dieper sal jy treur oor jou sonde. In tweede plek, bid dat die Heilige Gees jou oë vir sonde sal oopmaak. Bid dat hy jou sonde sal wys, jou hart sal breek, jou sal leer om sonde te haat, sal lei om voortdurend na hom toe te gaan en voortdurend jou sonde te was. Sodat Jesus te bely, soos wat Jesus vir sy disippels gesê het, was julle voete, hou aan om julle voete te was. Julle is gebad, julle is gered, julle is gebad, jou sondes is vergewe, maar nou moet jy jou voete was. Jy moet aandaagliks jou voete was, want jy wandel in hierdie lewe. Jy wandel in hierdie lewe, jou voete word vuil, wetend en onwetend. En dan sal jy ook leer om op Christus te vertrou. In die derde plek, as dit dalk gebeur, dat jy nie God se troos beleef nie, dat jy dit nie voel nie. Jy voel dit nie. Dan is daar net een ding wat jy moet doen. Jy moet weet dat die koninkryk is vir jou beloof. Jy moet weet jou koning regeer nou en jy gaan hom in sy volle majesteit en regering sien vorentoe. So in 'n sekere mate kan jy in die eerste plek vorentoe kyk en weet, dis die sekerheid waarin jy kan lewe. Want die dag wanneer jy van hierdie aarde verlos is daai gevoel van, ek is nie seker die weg. Maar jy die sekerheid waarna jy kan uitsien. Maar dit behoort ek vir jou dan in 'n groot mate 'n groter sekerheid te gee vir nou, omdat die werklikheid vir jou wag. Die werklikheid is wat vir jou beloof is vir elke gelowige. Die werklikheid van 'n lewe, ewige lewe saam met God en Christus en al die gelowiges. En dit is soos Romeine 8 vers 18 dit ook vir ons sê, die lyding van die teenwoordige tyd. Dit wil sê ook die
lyding om nie nou altyd verseker te wees nie. Die lyding van die teenwoordige tyd is nie werd om vergelyk te word met die heerlikheid wat geopenbaar sal word nie. Toe sê dit wat julle nou deurgaan, wat julle as verskriklik belewe, weet dit is niks in vergelyking met die heerlikheid, God se heerlikheid, waarin jy deel gaan hê, wat vir jou wag. Nou kom ons terug. Die saligsprekinge. Dit is die manifest van ons koning. Die manifest van ons koning. Die mense van die koninkryk kom as armes van gees. Hulle besef dat hulle niks het om God aan te bied nie, maar dat hulle sy gees in hulle nodig het. Hulle het sy gees in hulle nodig, omdat hulle nie sy gees het nie. En as hulle dit besef, dan is hulle geseënd, sê die Here, in die eerste en die tweede ene. Die mense van die koninkryk kom in gebrokenheid en berou oor die wêreld van sonde. Die wêreld wat die koning en die koninkryk van God verwerp het. En dit toenemend sien ook hoe dit net meer en meer in hierdie wêreld word. En as gevolg van al die media wat ons het, is dit oral by ons in die huis en oral is ons net so bewus van hierdie sonde wat ingekom het en prolifereer, neem toe, hand oor hand neem dit toe. Maar die kind van die Here, die ware gelowige, staan in gebrokenheid daaroor, lewe in gebrokenheid daaroor, oor die sonde van die wêreld. Dit motiveer hom om met mense daaroor te praat. Maar dit gaan ook nooit, sy eie sonde word ook nooit verbygegaan nie. En hy is ernstig oor die sonde en hy handel met die sonde in sy lewe. Want hy besef bo alles ook dat sy sonde tot die kruisiging bygedra het. En so geliefdes, wat kan 'n mens dan nou meer sê? Hierdie is God se waarheid. En is so my gebed dat elkeen van julle vandag hierdie waarheid sal aangryp met oop hande. En miskien het julle dit al besef en wonderlik, ek loof die Here daarvoor. Maar miskien het jy vandag dalk 'n ander perspektief bygekry. 'n Groter perspektief, 'n wyeer perspektief, wat verder kyk as net die boom wat jy nou voor jou sien. En sien die bos van God se genade. Sien God se koninkryk oor alles. Waarin ons deel gaan hê. En waar Jesus nou vir ons sê, hier is hoe om julle voor te berei, ook daarvoor. Mag God ons genadig wees, en deur sy gees en sy woord lei, om waarlik hierdie waarheid aan te gryp. Ons loof U, Hemelse Vader, vir die groot genade waarin ons kan staan. Dit is genade wat weer na ons gekom het, Here, opnuut. En hoe kan ons genoeg dankie sê? Ons kan in ons eie menslike verstand dit bedink, dat 'n goeie dankie sal wees, om dan hierdie waarheid ernstig op te neem, en dit te doen wat ons moet doen. Maar belangriker as die doen, om te wees wat ons moet wees. Lei U ons deur U Gees en U woord, U waarheid. O Here, lei ons. Ons is U kinders. Laat ons U nie bedroef nie. Dankie vir hierdie saligsprekinge. Lei ons in U waarheid in Jesus se naam. Amen.